asseblief vir 'n oomblik. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night draws near, and the day is past and gone. At the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to light. Take my hand, precious Lord, lead me home, lead me home. Vir julle elkeen baie welkom te sê by vanoggend se diens. Ons het nou net na Elvis geluister. Is Elvis as ek reg, né? En my oupa het altyd gesê, J-Lo's rock, luister jy so hard as wat jy kan. Maar Elvis se gospel luister jy so sag as wat jy kan. Want daar's iets in daai, is asof jy ekstra hard moet luister net om te hoor. En wat Elvis hier gesing het is, Lord lead me home. Lei my net huis toe. En vandag het ons die voorreg om saam om Chris se lewe te kan vier. Iemand wat huis toe gegaan het. Ek gaan begin deur vir ons 'n gebed te doen. Kom ons sluit die oë. Here, dit is vir ons so 'n groot voorreg om vandag hier te kan wees en u teenwoordigheid in om Chris se lewe te kan vier. Here, dit is vir ons so groot voorreg as sy familie, sy vriende en sy gemeente om te kan sê, Here, dankie vir dit wie Chris is. Want ons weet, Here, Chris se teenwoordigheid, alhoewel hy by u is, sal altyd op 'n manier by ons bly. Die manier wat hy geglimlag het, die manier wat hy gekyk het, die manier wat hy vreemdelinge kon laat tuis voel het. En daarom weet ons, Here, u is hier teenwoordig. Dankie dat ons ook kan vra vir u teenwoordigheid in die seisoen wat voorlê vir die familie, die naby familie in besonder,
waar hulle moet leer om te leef sonder 'n man, 'n pa, 'n oupa. Ons bid dit, Here, in U naam. Amen. Vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Vriende, in jou lewe word daar net 2 keer oor jou gepreek. Ek sê dit met elke begrafnisdiens. En die eerste keer is met jou troue natuurlik, as jy gelukkig genoeg is om getroud te wees, ek is. En jy kan nie veel onthou van die boodskap wat jy kry by op jou troudag nie, as ek reg. As jy soos ek is, my pa het my en my vrou getrou, ek wou net gehad my pa moet so vinnig as moontlik klaar maak. Kom pa, het jy gesien hoe mooi lyk my vrou, kom, let's get the show on the road, jy weet. En die tweede keer is dan nou met jou begrafnis, en dan is jy natuurlik ook nie meer nie. En daarom is vandag se teksverse wat ons net nou saam gaan lees, Matteus 25 vers 34 tot 40, is nie net eer aan die Here vir wie Christus is nie, maar dit wys ook op 'n manier wie Christus was en nog steeds gaan wees in die tyd wat kom. Want herinneringe hou nooit op nie. Jy weet, 'n bank wat jy koop op 'n plek, as jy jonk is, 'n gewone sitkamerbank, is vir die volgende ou wat hom sien net 'n sitkamerbank. Maar vir jou is dit die bank waar jy ouers gevra het, dis waar jy aande lank gesit het met jou babas wat nie slaap nie. 'n Bank is nie net 'n bank as jy 52 jaar of 53 jaar getroud is. Dis herinneringe hou nooit op nie. En daarom, op 'n besonderse manier weet ek Christus herinneringe is hier by ons. Dan die baba vir jou en vir die naby familie wil ek sê weer eens, ons bid vir julle as 'n gemeente in die seisoen wat voorlê waar julle moet leer om te leef sonder sy fisiese teenwoordigheid hier. Weet ek ook dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle sal wees in hierdie seisoen. En onthou, ons is nie te oproep ver. Ons gaan begin deur 'n lied saam te sing. Is 'n lofsang, julle sal dit in julle blaadjies vind op die tweede deel van julle blaadjies wat julle gekry het. Ek sien 'n nuwe hemel kom. In die Psalm in die gesangeboek was dit nog, ek dink, Gesang 146, as ek dit nie mis het nie. As ek nou verkeerd was, het dan Daniela vir my gewys het. Maar kom ons staan, dan sing ons Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ons sing al 3 verse. Die teks wat die familie gekies het, waarmee hulle opgedaag het by my kantoor nou die dag, is Matteus 25. En dis 'n teks wat handel oor wat dit beteken om werklik 'n kind van Jesus Christus te wees, wat dit beteken om 'n navolgeling van Jesus Christus te wees in die koninkryk wat hy gee. Nou gaan ek vinnig net so 3 of 4 goed vir julle wil verduidelik oor die evangelie van Matteus, want dit is 'n baie belangrike evangelie om te verstaan. Kyk, ons kyk 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En hierdie spesifieke evangelie fokus baie op Jesus se koningskap. Dit begin ook om te praat oor die aanvanklike koning wat in die geslagsregister van Jesus was, sy voorsate was, en dit was Dawid, koning Dawid. Om die waarheid te sê, die woord koning word 23 keer in Matteus gebruik. Dis amper meer as in die boeke soos 1 Konings en 2 Konings waar daar konings geleef het waaroor heeltyd gepraat was. So vir Matteus gaan dit tot 'n groot mate oor hierdie koning Jesus Christus wat op pad is. Hy praat ook aanvanklik in die evangelie van Matteus oor Herodes as 'n koning. Dan wys hy hoe Herodes 'n slegte koning is, en dan kom daar 'n punt in Matteus 7, 8 en 9 waar die mense vir Jesus kom sê, ons is van Herodes af hier en ons wil net vir jou kom sê, hy wil jou graag sien. En Jesus antwoord dan en sê vir hulle, sê julle vir daai jakkals. Kan jy nou dink ek sê vir Ysmagasule as hy my so roep, sê julle vir daai jakkals. Jesus, 'n gewone timmerman, sê vir die koning, die aangestelde koning, gee vir hom 'n boodskap. Sê julle vir daai jakkals, ek is besig. En van daar af is daar heeltyd verhale wat teruggaan en gelykenisse wat teruggaan na Jesus as die koning van die wêreld. En dit loop uit in Matteus 24
eintlik al van Matteus 23 af, maar Matteus 24 en 25, waar daar spesifiek gesê word, maar wat is die eienskappe van hierdie koning? Die feit dat hierdie koning die regter is, en dat hy oordeel oor mense se lewens, of dit goed is en of dit sleg is. Hy oordeel oor mense en sê, maar jou lewe is reg of is nie reg nie. Matteus het dan ook 'n unieke manier wat hy besig is om hierdie koningskap te wys vir die mense wat hierdie evangelie sou lees. Een van die dinge is eerstens dat hierdie koning is 'n genadige koning. Eerstens. En dan bou hy op daarna dat hy sê elkeen van hierdie koning se volgelinge moet kies hoe hulle gaan leef. Daagliks. Want vir Jesus gaan dit nooit oor hoe jy eendag behoort te wees nie. Dit gaan oor hoe jy nou in hierdie oomblik is. Is jy besig om die beginsels van sy koninkryk waarvan hy die koning is nou te leef of nie? En in hierdie spesifieke teks sien ons dat daar uitgebou word hoe die disippels hulle sintuie moet begin instel sodat hulle gedrag kan verander. Hoor mooi wat ek vir jou vandag sê. As jy wil hê jou gedrag as 'n kind van God moet verander, moet jy jou sintuie begin instel soos wat Jesus hier sê in hierdie teks ons moet doen. En aanvanklik begin die teks met 'n stuk oordeel. Ek wil hê jy moet die oordeel sien in die konteks van Jesus wat met hulle wil praat oor hulle sintuie. En nadat ek met julle gepraat het oor hulle sintuie, gaan ek so een of twee goed sê ook oor hom Chris. Iemand wat sy sintuie ingespan het om 'n verskil te maak in mense se lewens. En dan wil ek jou uitdaag daarna om te sê, span jy jou sintuie in of nie? Maar voordat ons hierdie teks saam lees, kom ons bid en vra dat die Here dit vir ons sal oopbreek. Here, ons het nou so gepraat oor u woord hier in Matteus, hoe u vir Matteus gelei het om hierdie evangelie saam te stel, hierdie evangelie wat so praat oor u Jesus Christus as ons koning. Dis nou my gebed dat hierdie teks verder en elke van die mense wat hier sit se harte sal leef. En dat ons sal leef soos wat u wil. Here Jesus, u wat die liefdevolle, regverdige regter van ons almal is. Amen. Ek gaan begin deur Matteus 25 te lees, maar ek gaan begin by vers 31 al dat julle die gelykenis kry. Die fokusverse sal dan vers 34 tot vers 40 wees. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Julle hoor, daai Jesus kom terug, hy is die koning wat op die troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word. In hierdie konteks beteken dit almal, die hoogste politieke leiers en die ou wat onder die brug slaap. Almal staan in rye. Daar's nie eksklusiewe kaartjies wat 200.000 rand 'n sitplek kos by die koms van die seun van die mens nie. Almal is dieselfde, want almal was dieselfde geskape. En hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Maar julle, die wagter moment, hy is die een wat versorg, hierdie skaapwagter wat omgee. Hierdie koning is 'n skaapwagter. Dit trek ook nou natuurlik terug na koning Dawid toe, wat 'n skaapwagter was, maar ook 'n koning. En hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. En dan ons fokusteks. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Dis natuurlik die skape. Diegene wat bereid is om hierdie sagmoedige herder Jesus Christus te volg. Sê, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. En hoor nou wat sê hy, wat was die eienskap van hierdie mense gewees? Hierdie skape wat bereid was om agter Jesus aan te staan. Hy sê, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed,
of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u gehuisves, of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord: dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan die een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. In hierdie oomblikke sê Jesus deur hierdie pragtige verhaal vir sy disippels: ek is die koning, en die koning vereis dat julle leef op 'n sekere manier. En daai ingesteldheid is een waar al jou sintuie prakties besig is om te soek vir geleenthede om goed te doen aan ander mense. Want of jy nou goed doen vir die koning van Engeland, of jy goed doen vir die ou wat onder die brug slaap in Rodepoort, jy doen dit vir my. Want alles gaan oor my, ek is die koning. En omdat jy 'n onderdaan is in my koninkryk en die ou onder die brugge onderdaan is in my koninkryk, doen jy dit vir my. Om die waarheid te sê, jy doen dit sommer vir jouself ook. Die van julle wat sal kan terugdink aan wat Jesus sê in Matteus 22, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As ek 'n dominee is en ek besoek mense wat siek is of met wie dit swaar gaan, dan doen ek dit vir hulle, maar ek doen dit eerstens vir die Here, want hulle is sy volgelinge. Ek doen dit mos vir hom. En dis wat Jesus probeer sê vir die mense wat hierdie sou hoor, sy disippels, want hy is besig om met sy nabye groep in die oomblik te praat. Hy is besig om vir hulle te sê, stel jou sintuie in. En nou is dit baie interessant, dat aanvanklik is dit mos maklik om te sien as iemand dors het, veral in ons land, want hulle kom vra jou sommer, as ek reg. Dis nie moeilik nie. Ek is dors, ek is honger. Dis bietjie moeiliker om 'n vreemdeling raak te sien, as ek reg. Dit vat so 'n bietjie ekstra gesprek om agter te kom, iemand is dalk 'n vreemdeling. Dit vat so 'n bietjie meer inspanning om te kyk waar is die persoon wat op daardie oomblik dalk in die tronk is. Sien julle hoe Jesus besig is om vir sy disippels te sê, kyk verby dit wat jy sien in die manier wat mense na jou kyk, en kyk in hulle harte. Kyk in hulle harte en probeer sien hoe jy 'n verskil in hulle lewens kan maak. Jesus wil hê ons moet ons sintuie instel. Een van die dinge wat my altyd sal bly van ons geliefde oom Chris, is dat hy sy sintuie ingespan het. Ek dink nie daar is iemand in Kielbunstraat wat werk gesoek het of iets gesoek het om te eet vir wie hy nie gehelp het nie. Daar was altyd iemand ergens wat 'n draai gemaak het by 44 of 46, ek nou die adres vergeet, Kielbunstraat, en dan het oom Chris reggestaan, want hy was 'n volgeling van Jesus. Nou is dit interessant dat wanneer Jesus praat hier met mense oor wat dit beteken om 'n volgeling van hom te wees, dan sê hy nie, jy moet 'n kursus saamstel oor disippelskap. En in die disippelskap kursus, Gerrit, moet julle lyste saamstel in die gemeente waar julle die hele horison gaan bereik. En eendag wanneer ek terugkom, Gerrit, gaan ek wil sien hoeveel name het jy gevoeg op jou disippelskaplys. Hier is ook nergens 'n ding wat sê, weet julle wat, deel van disippelskap en deel van 'n volgeling van Jesus te wees, beteken dat jy soveel as moontlik op kyknet moet wees waar jy praat oor die toekoms van die NG Kerk. Nergens. Gaan nie oor basiese geloof. Ons sit omtrent vandag hier 50-60 mense. As 50-60 mense vandag hier besluit, ek gaan my sintuie inspann om seker te maak ek kan 'n verskil maak in iemand anders se lewe. En elkeen van daai persone wie jy aanraak, gaan raak dalk nog 'n paar mense aan. Kan julle dink wat 'n veldbrand van gasvryheid daar sal versprei, nie net in Rodepoort of in Johannesburg nie, maar deur die hele Wesrand. Begin net by 1 of 2 wat sê, maar ek gaan hierdie beginsels leef. Ek gaan my sintuie inspann. Here, skakel my oë aan. Skakel my ore aan. Skakel my neus in. My intuïsie, dat ek kan raak sien hoe u iemand se lewe wil verander. En dan sal jy dalk sien in jou lewe dat dit met jou sal gaan soos met oom Chris, waar die mense van ver in Kielbunstraat al geloop het en vir oom Chris geken het. Want hy het altyd geluister. Hy was altyd reg om te help. Hy het sy sintuie ingespan. Mag jy vandag
Leer wat die woord van die Here vir ons hier sê, oor jou sintuie gebruik. Mag die Here vir elkeen van julle wys in julle lewens, hoe julle sintuie moet gebruik, om 'n verskil te maak. En as jy dit gebruik, as jy jou sintuie inspann en jy kom agter dit werk, jy kom agter die kassier wat jou help by Checkers, het 'n probleem, en jou sintuie sê vir jou, jy moet net vra, is jy okay vandag? In daai oomblik, wil ek hê jy moet net weer dink aan hom, Chris. In daai oomblik. En dan wil ek hê jy moet weet, dat Matteus 25 bedoel is vir jou. Vir jou wat vandag hier is. Vir elkeen van ons wat kies om vandag die skaap, die herder te volg as sy skape. Vir elkeen van ons sê die Here vandag, volg my. Volg my. My vraag vir jou vandag is jy besig om hom te volg? Of nie? Kom ons bid saam. Here, wanneer ons Matteus 25 lees, kom ons agter, Here, dat U die koning is. Here Jesus, U is die koning wat ons lei, wat van ons vra, span jou sintuie in. Here, en wanneer ons dink aan Chris se lewe, dan besef ons, hy is iemand wat sy sintuie ingespan het, en altyd bereid was om te help. Dat wanneer iemand honger was, het hy vir hom iets gegee om te drink. Wanneer iemand dors was, het hy vir hom ook iets gegee om te drink. Here, en is dit nie wonderlik dat, wanneer ons net daai basiese dinge doen, mense wat vir ons voor die tyd vreemdelinge was, vriende kan word. Is dit nie wonderlik, Here, dat wanneer ons die basiese dinge doen, vreemdelinge vriende raak, wat 'n lewe lank by ons sal bly. Dis my gebed weer eens, Here, dat U die gesin, die familie sal steun in hierdie tyd, en dat hulle sal weet, hulle kan ook nou hulle sintuie gebruik, om mekaar te ondersteun. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gisteroggend het ek met aan die baba net gaan bid. Ek probeer my altyd so maak met 'n begrafnis, dat ek voor die dag voor die tyd of so net by van die familielede probeer uitkom saam met hulle te bid. En een van die goed wat ek vir tannie baba gesê het, is dat almal treur dieselfde, maar nie op dieselfde tyd nie. Want die een persoon sal dalk 'n goeie dag hê in sy treur, wat hy kan lag oor iets wat die persoon gedoen het wat gesterf het, maar die ander een is op 'n huildag. Want ons almal lag en huil en treur en raak kwaad en is gefrustreerd met die feit dat die persoon weg is. Ek self het dit al in my lewe gesien toe my pa so amper 2 jaar terug oorlede is. Die dag wat ek huil, is die dag wat my broer wil lag en dan wil ek hom op in die kop klap. En dan sit weer andersom. En dan wil ek vir elkeen van u sê wat in hierdie fase van rou is, stel jou sintuie saam, span dit in, sodat jy kan weet hoe om die persoon langs jou, wat ook treur en wat rou, effektief te kan versorg en te bedien. Ek gaan vir julle ook as 'n familie en as 'n vriendekring vir dit bid. Julle dan het Marinda gevra, ons moet luister na 'n lied van Manny Jackson, wat nou gaan speel, en dan direk na dit gaan ek voortgaan met die res van die program. So ons luister nou na Vir Pa van Manny Jackson. Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat Pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons Pa in ons harte sal hou, tot ons dit eendag sal saam sing in die engele koor. Pa, jy moes gaan, toe ons jou nog hier wou hou. Pa, ons laat nou los. Ja, nee, kyk, Manny Jackson kan maar, nee. 'n Pragtige lied. Ek wil vra dat ons nou gaan kyk na die bedankings, Dion. As jy vir ons die bedanking sal kom doen. Ek gaan jou net op die regte plek laat staan hier voor die kamera, dan kan jy gemaklik lees.
Goeiemôre almal. Kan my hoor? Ek wil net baie dankie sê vir almal wat vanoggend die diens kon bywoon. Dan wil ek ook net baie dankie sê aan Dominee Gerrit Visser vir die boodskap. Skoonpa was altyd 'n mens wat altyd opgeoffer het. Hy het altyd laas aan homself ook gedink. En ek dink, het is ook gepas as ons uit die woord uit gehoor het, dat ons alles vir God doen. Dit is nie vir die mens nie, en ek dink, as ons alles vir die mens doen, jou medemens, gaan die wêreld soveel beter wees. Weer eens baie dankie Dominee vir die mooi woord. Dan wil ek ook net vir die orgeliste sê, baie dankie vir die musiek, dit is Spike. En dan wil ek ook nou net aan Martins begrafnis ondernemings ook sê, baie dankie vir julle professionele diens wat julle gelewer het. Spesiale dank ook aan Miranda vir haar kalm persoonlikheid en ook dat sy die proses vir ons so maklik gemaak het. Baie dankie. Dan aan die familie en vriende, baie dankie aan almal wat oupa se diens vandag kom bywoon. Dis 'n diens waar ons hom baie gaan mis. Dankie ook aan Marinda en Daniel daar uit Uruguay en hulle insette wat hulle kon lewer vir vandag en ook jammer dat julle nie hier kan wees nie. En dan sê ons ook dankie aan die res van die familie wat elders in die land is en ongelukkig is van COVID ook nie hier saam met ons kon wees nie. Maar soos jy net sê, die opname sal wel later beskikbaar wees. Dan wil ek ook net dankie sê aan Landy en Christo, dankie vir die collage en die musiek wat julle saamgestel het. Ons waardeer dit opreg. En dankie aan Zelda ook. Vir al die herhelings en die samenstelling van die huldeblyk. Zelda en Landy, dankie ook. Dat julle ouma bygestaan het in die laaste paar jaar, in die laaste jaar, en ook saam met haar gelag het en gehuil het. Ek dink ouma waardeer dit ook. En ek dink mense sal goeie herinneringe daarvan hê. En dan ook net aan al die kleinkinders. Baie dankie vir julle liefde en boodskappe in hierdie tyd. Dit word baie waardeer. En dan net aan die familie, oom Hilton, Leni wat ongelukkig nie kan wees nie, oom Rikus, Tannie Lynn. Ek kan julle nie so mooi sien nie, want ek nie my bril op nie. En aan Len en Dirk, dankie ook vir julle bydrae. Julle was altyd daar. Ek kan altyd onthou van 'n deel geword het van die familie. Was julle altyd daar. Julle het altyd bereid om te help. Maak nie saak wat van julle gevra is nie. En ons sê vir julle baie dankie daarvoor. En nou wil ek ook net baie dankie sê aan Chris, almal ken hom as Boeta. Chris, ons wil ook net vir jou baie dankie sê, vir jou bystand en die hulp aan ma en pa. Jy kan baie trots wees op jouself. En ek glo dat jy alles uit jou hart uit gedoen het. Ek dink jy het baie van jou pa se kenmerke. Jy is altyd bereid om te gee. En dan wil ek ook net baie dankie sê aan ouma Baba, ma. Baie dankie vir die afgelope jaar en 'n half wat jy na pa gekyk het.
Maar was altyd 'n ster en ons sal altyd 'n ster in ons lewe bly. Ons sal altyd weet dat ons altyd welkom was in julle huis, die kleinkinders ook. Dis jammer dat die kleinkinders nie hier was vandag nie. Ek dink hulle gaan oupa ook baie mis, maar ek dink hulle het goeie herinneringe saam met oupa gebou en ek glo dat hulle dit sal onthou. Baie dankie. Wil ek ook net gou vinnig sê, die reëlings na die diens, daar sal verversings bedien word by 41 Beverly Rylandstyd, Constantia Kloof, soos julle opgaan hierso in Betonweg, draai net regs in Ontdekker, so 1,5 kilos draai hulle links in Christian de Wet by die Roobord regs, daar by die oogdokter. Die volgende straat draai, dan sal julle in Beverly Ryland Noord wees, en dan draai net regs in Beverly Ryland Suid op die linkerkant, nommer 41. Dan wil ons ook net vra dat die COVID-reëlings net asseblief toegepas kan word. Baie dankie julle. Dion, dan het die familie gevra, ek moet vir jou ook dankie sê dat jy die bedankings kom doen het. Jong, dit vat baie guts om hier voor te staan. Mense dink altyd die bedankings is makliker as 'n huldeblyk. Hulle is ewe moeilik, vra my. Met my pa, toe my pa oorlede is, toe sê ek vir my broer, jy kan die huldeblyk doen, ek sal die bedankings doen en ek sê jy maar die heel pad gehuil het. So Dion, baie dankie vir dit. Regtig, ek het waardering in my hart vir die mooi manier wat jy dit gedoen het. Ek weet Chris sal ook baie trots wees op jou as 'n skoonseun. Baie. Dan het ek 'n boodskapie gekry wat Marinda aangestuur het uit Uruguay uit, wat 'n boodskap is soos wat sy dink om Chris vandag vir tannie Baba se ontmoedig het. So ek lees hierdie nou van Marinda af, asof dit van om Chris vir tannie Baba is. Kosie my ou vroukie, dankie vir al jou liefde, omgee en opoffer. Ons lewe saam was mooier as wat ek ooit kon droom. En ek is dankbaar vir elke spesiale dag wat ek saam met jou kon deel. Ons lewe was nie altyd maklik nie, maar ons het altyd aan die mooi en die goeie vasgehou. Jy die sonstraal in my lewe, sal ek altyd lief hê en ewig voor dankbaar wees. Ek is baie lief vir jou. Was so baie liefde in hierdie kerk vandag, is moeilik om nie te huil nie, nee. Vriende, dit bring ons dan nou by 'n einde, tot by 'n einde van hierdie diens. Ek gaan net nog 'n paar praktiese reëlings tref voordat ek die laaste begrafnisbrief gaan lees. Die familie het gevra dat daar was so baie mense wat huldeblyke gegee het. Hulle het dit op die ou einde in die bedankings of in die blaadjie gesit. So julle gaan sien, hier's 'n klomp verskillende huldeblyke van verskillende mense af. En ek wil jou vra, neem dit huis toe saam met jou en gaan lees dit deur. Want weet jy, dit is in hierdie huldeblyke waar jy partykeer iets van jou eie familie leer wat jy nie eers geweet het nie. Ek het 'n begrafnisbrief hier in hierdie handleiding vir die erediens wat my pa se was, het ek 'n begrafnisbrief gekry oor 'n oom van my wat 13 jaar terug oorlede is, en in een van daai huldeblyke het ek nog 'n ding gelees oor die familie wat ek nie geweet het nie. So moenie hierdie begrafnisbrief hier sommer nou net een kan sit nie, gaan lees die huldeblyke deur. Dis baie spesiaal om dit ook te kan doen. Julle, dan gaan ek nou so reël dat ons ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees, en nadat ek dit gelees het, gaan ek vra dat die draers vorentoe kom, dat julle hulle net kan sien, en dan gaan ons buitentoe beweeg tot by die lijkswaal, agter die familie en die draers aan, en daar gaan ons kans gee vir laaste eerbetoning, en dan terwyl die lijkswaal wegry, gaan ek vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis ook lees. Net sodat julle almal die praktiese reëlings het. In liefdevolle herinnering aan Christian Christoffel van der Merwe, gebore 15 Mei 1939, oorlede 1 Mei 2021.
opgedra aan 'n ontslape geliefde. Jy het jou lewe met ons gedeel. God skenk jou die ewige lewe. Jy het ons lief gehad. God het jou oneindig lief. Jy het jou tyd aan ons afgestaan. By God het jy die ewigheid. Jou lig het hier vir ons geskyn. Nou is jy omring deur die goddelike lig. Nou is jou aardse reis voltooi. Ek is sag in die ewige vreugde en vrede. Chris se heengaan word diep betreur deur sy eggenote, kinders, familie en vriende. Dan gaan ek vra dat die draers net vinnig vorentoe kom, dat almal julle net kan sien. Dis Rikus Kemp, Swaar, Hilton Kemp, Swaar, Dion Brits, skoonseun, Chris van der Merwe, seun, Zelda Felix, kleindogter, en Jolandi Els, kleindogter. Kom staan sommer net hier.